Hoekom sê ons dat ons 'n aptyd vir Jesus moet ontwikkel? Wel, ons weet ons moet Jesus lief hê, maar wat beteken dit? En hoe gaan Bybel lees of Bybelstudie my hiermee help? En dit is natuurlik sodat mense wat 'n radikale bekering gehad het, of mense wat die Here Jesus verlang as vanselfsprekend aanvaar het en hom toe op 'n verrassende manier ontdek het of tot bekering gekom het, gewoonlik is hulle baie meer entoesiasties oor die Here Jesus as die miljoene Christene wat hom van kleins af ken en maar net weet hulle is lief vir hom. Maar dit hoef nie so te wees nie. Ek wil sê dit mag nie so wees nie. En hier is die interessante feit. Die Heilige Gees gebruik die Bybel om Jesus vir ons baie duidelik bekend te maak. En as jy jou Bybel lees en oordink en bestudeer, dan gaan jy vir Jesus baie beter leer ken en jou liefde vir hom gaan al hoe dieper ontwikkel. Ons gaan saam kyk hoe Jesus vir ons in die Bybel glashelder geteken word en spesifiek sy liefde vir jou. En dit gaan jou aan die hart gryp sodat jy nie anders sal kan nie as om 'n diep passie vir hom te ontwikkel. Jy het dit nou mos al gehoor dat in die Griekse taal is daar grade of soorte van liefde. Net 'n vinnige voorbeeld. Petrus skryf so in 1 Petrus 1 vers 22, nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Nou dit praat nou oor naaste liefde, maar daar is net 'n goeie beskrywing van hierdie soorte of grade van liefde. Die ongeveinsde broederliefde is voor die hand liggend. Dit is opreg, ongeveinsd of sonder skyn. En dan sê hy, dit moet vurige liefde wees. Daardie woorde ektenos agape sê dis 'n intense en 'n volgehoue liefde. En dit moet uit 'n rein hart kom. Dit het my laat dink aan die Here se woorde in die evangelies, byvoorbeeld in Lukas 10:27, dat ons die Here ons God moet lief hê met ons hele hart. Nou hoor net hierdie interessante beskrywing van die hart, soos wat dit uit 'n Griekse woordeboek kom. Behalwe dat die hart, die kardia in Grieks, dui op die middelpunt van alle fisiese en geestelike lewe, beskryf dit ook ons lewenskrag, hierdie gevoel van lewe wat in ons is. Maar dis baie meer as dit. Die hart het ook gedui op die middelpunt en die setel van geestelike lewe. Dit was 'n aanduiding van die siel of die gees, die fontein en setel van ons gedagtes, van ons hartstogte, begeertes, toegeneentheid, doeleindes en pogings, alles kom uit die hart. Onthou, in Jesus se tyd is daar baie meer geskryf en gemaak van die hart as van die verstand, want mense het geglo alles kom eintlik uit jou hart uit. Die hart was ook die setel van jou wil en jou karakter, en dan ook van jou siel, vir sover dit op 'n slegte of goeie manier aangetas of geroer word, of van die siel as die setel van die gevoelens, toegeneendhede, emosies, begeertes, aptyd en hartstogte. Daarom dat dit belangrik is om die Here lief te hê met jou hele hart. Nou daar is 'n teksvers wat my nog altyd baie diep geraak het, eintlik moet ek sê geruk het, want dit is die vers wat die vermoë het om jou oë oop te maak vir Jesus se passie vir jou. Ek gaan dit saam met jou lees en jou daarmee laat, sodat jy hierdie teks kan bepeins, dit deur die dag kan oordink en kan toelaat dat die Heilige Gees dit diep in jou hart bære. Ek praat van Romeine 5 vers 8. Daar staan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dink 'n bietjie daaroor. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U my ook onvoorwaardelik liefhet. Amen.